Vandag se top stories. Jack Sparrow lap sy boek se staaltjies uit. Bokke maak vir oulaas veters vas op eie bodem. Vuurbal in die lug bo Thailand het die internet op hol. AfriForum slaan terug met sy eie video. Luister weer en bejaarde vrou vermoor in Pretoria. Goeiemiddag, ons tel af tot by vandag se top storie en begin met 'n paar staaltjies van die man met die snor by die bar. Xander Tyler, beter bekend as Jack Sparrow, se autobiografie is van vandag af op die rakke en die rapper het 'n paar hoogtepunte uit sy boek met ons gedeel. Dis eintlik like 'n weird, amper so 'n weird sielkundige gewees vir my om dit te skryf. Ek het eintlik so baie connections aan Sparrow sonder dat ek dit eers regtig 100% geweet het toe ek my naam Jack Sparrow gemaak het. Maar my oupa was soos burgemeester van oupa groot is burgemeester van Sparrow. My ouma was soos my juffrou Sparrow en my oom met die graaf, die original graaf wat hulle die eerste like die nuwe sewage system gespit het, like die grond gebreek het, daai graaf met sy naam op en stuff. So dit is nog baie cool geweest net om al daai stuff uit te vind, ja. Na die bokke laasweek 'n paar dae by die huis spandeer het die span vandag in alle erns in Johannesburg veters vasgemaak vir een van hul laaste oefensessies op eie bodem voor hulle die naweek na Engeland vertrek vir die Wêreldbeker rugby toernooi. Die Springbokke se spandokter, Craig Roberts, is vol vertrou dat al 31 Springboklede wat hierdie naweek vertrek Wêreldbeker toe, fiks sal wees vir die eerste wedstryd teen Japan in Brighton aanstaande week. Roberts het maandag genoem dat verskeie lede soos Fourie Pre en François Lou gister volle kontak geneem het by die oefensessie, terwyl ander staatmakers soos die kaptein Jean de Villiers en die 8ste man Dwayne Vermeulen ook fiks behoort te wees vir daai eerste wedstryd. Dwayne Vermeulen, die Springbokke se 8ste man, kan ook nie wag om weer terug te keer tot die veld, nadat hy 12 weke langs die kantlyn moes deurbring met 'n nekbesering. Verskeie video's van wat lyk soos 'n meteoriet wat in Thailand omtrent 200 km buite Bangkok geval het die afgelope paar uur op die internet begin opduik. Die verskynsel is nog grootliks onbevestig en daar's geen aanduidings van lewensverlies of beserings nie. AfriForum Jeug wil gewelddadige betogings op kampusse stop met hul eie video Luister Weer. Dis een van die 10 punte in hul sogenaamde voorkomingsplan vir universiteite, wat vanoggend bekendgestel is te midde van toenemende spanning oor transformasie op kampusse landwyd. AfriForum Jeug het 'n plan aan universiteitskampusse voorgelê. Hulle het vanoggend aan die media gesê, hulle gaan oop briewe aan die minister van Hoër Onderwys, as ook die minister van Landbou, Bosbou en Visserye skryf. Pro-Afrikaanse protesaksies sal op kampusse van stapel gestuur word en private sekuriteit is op bystand om die veiligheid van studente te verseker. Ek dink net 'n situasie soos wat ons laasweek by Elsenburg gesien het, is iets wat definitief nooit ooit weer op enige skerm in Suid-Afrika gesien moet word nie en daaroor probeer ons nou saamwerk en probeer ons nou 'n beter pad en 'n beter plan in plek sit. Leanne George is op 'n moordtoneel in Pretoria en doen nou verslag. Ons is op die toneel in 'n rustige woonbuurt in Sinnewil, Pretoria, waar 'n bejaarde vrou vanoggend wreed vermoor is. Al wat ons sover weet, is dat 'n werknemer van 'n restaurant in die kolonnade in die vroeë oggendure by sy werkgewershuis in Sinnewil ingebreek het. Hy het die werkgewer se ma met 'n mes doodgesteek. Die werkgewer is ook in die proses gewond, maar kon loskom om vir hulp te gaan roep. Tweet vir ons met die topstorie in jou omgewing of e-pos nuus by netwerk24.com.